Ons is besig met Psalm 25 vir die jaar 2025. En ek is glad nie haastig met Psalm nie. Ek wil hom nie deurpreek om hom klaar te kry nie. Juis omdat Psalm 25 geskrywe is deur Dawid, verneem hulle, en dat Dawid dit geskryf het in moeilike omstandighede. Die moeilike omstandighede wys vir ons kerneienskappe van ons geloof uit. So dis verskillende temas wat Dawid eintlik aanraak in die skryf van Psalm 25. Ons het al die tema gehad van redding, ons het die tema gehad van erkenning van sondeskuld, bekering, ons het die tema gehad van vrees vir die Here, en hoe ons gesê het om die Here te vrees is ons beginpunt as gelowiges. En vandag kom Dawid en hy gee 'n goeie vorm of 'n idee van wat ons veronderstel is om te doen wanneer ons onsself in 'n struik of in 'n net bevind. Ek gaan vir ons lees Psalm 25 en ons doen net vers 15. My oë bly altyd op die Here, want dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. My oë bly altyd op die Here, want dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. Daar was 'n verhaal, ek weet nie nou waar dit is nie, wat ek gehoor het, waar 'n sonnaarskoolonderwyseres die kinders geleer het, en die sonnaarskoolonderwyseres vra toe vir die kinders, hoekom het Petrus begin sink toe hy op die water geloop het na Jesus toe? Nee, julle ken die verhaal. Petrus het ons na Jesus het aangekom op die water, vir die disippels was op die boot en daar was 'n groot storm, en toe dink hulle dis 'n spook, en toe sê hulle, as dit dan U is, Here, roep, so sê Petrus, roep my, laat ek na U toe kom. En die sonnaarskoolonderwyseres vra toe, hoekom het Petrus toe begin sink, soos hy na Jesus toe geloop het op die water? En klein Jannie spring op en sê, want hy het vir die golwe gekyk in plaas van om na Jesus te kyk. En die juffrou in haar skik knik haar kop en sê, dis reg Jannie, baie mooi, jy het mooi geluister, wat leer ons hier uit? En Jannie sê, as jy jou oë nie op Jesus het nie, moet jy gaan vir swemklasse. Dis nou simpel, ek is bly jy het gelag, ek is so bang iemand lag nie. Maar dis 'n simpel grappie. 'n eenvoudige grappie wat 'n kernwaarheid vertel van hierdie psalmvers, Psalm 25:15. Ja, die idee is, soms verdrink ons op grond van storms, of probleme, of situasies rondom ons, en ons fokus is so op die goed om ons, dat ons uit ons eie krag uit goeders wil begin doen, in plaas van om na die Here toe te kyk, vir advies, vir raad, vir hulp en vir krag. Ek het al gepreek oor fokus op die Here so 'n jaar of 2 terug, en dit is goed om dit weer te besoek. As ek dink aan die verhaal van Petrus en Jesus, en ek probeer myself altyd maar in mense se skoene sit, onder andere, dink ek kan myself dalk in Petrus se skoen sit, en om te dink dat Petrus so op die water loop, my onmiddellike reaksie sou wees as ek begin sink, is ek sou begin terug swem bootjie toe. Ek sal terug swem bootjie toe. Nou of Petrus was dalk net te ver van die bootjie af, of hy kon nie swem nie, wat dalk seker die geval ook was, alhoewel hy 'n visserman was, ek weet nie. Maar tog het hy nog steeds in sy binneste uitgeroep, Here, red my. Dit is vir my 'n mooi waarheid. En vandag wil ek vir jou sê dat, ek dink ons roep te min uit, Here, red my. Ek dink ons kom by 'n plek waar ons sê, ek het tot bekering gekom, dis fantasties, ek het die ewige lewe, dis wonderlik, en dan stop my geloofslewe daar. Ons geloofslewe stop nie by bekering nie. Ons moet 'n lewe van afhanklikheid. Die Christen lewe die lewe van afhanklikheid. Die ongelowige lewe nie 'n lewe van afhanklikheid nie. So hier's vir jou nuus. As jy nie in afhanklikheid lewe van Jesus nie, van wat lewe jy dan? Van wat se afhanklikheid? Afhanklikheid van jouself, afhanklikheid van jou eie krag, jou eie status, afhanklikheid van jou salaris. Die Christen leef in afhanklikheid van die Here Jesus. Hy weet, dit is God wat hom onderhou. Hy weet elke asemware, elke oggend wat hy weer opstaan, hy het sy kop gaan neerlê op daai kussing, en as hy sy kop weer optel, dan sê hy, Here, dankie vir hierdie asem.
Dit is die idee wat Dawid hierso probeer skets in Psalm 25:15. In afhanklikheid van die Here, selfs in moeilike situasies. Nou hierdie versie gaan ek in 2 deel. Die eerste deeltjie gaan ons nou maar A noem. My oë bly altyd op die Here. Dis die eerste deel. Ek wil net so 'n bietjie praat. Die eerste deel. Jou oë om jou oë op die Here te sit is beteken nie net om vir die Here te kyk nie. Nie net om op na die hemel te kyk nie, of nie net na 'n berg te kyk nie, of nie na 'n sonsak te kyk nie, of nie net na die Bybel te kyk nie. Dis nie wat dit beteken nie. As Dawid skryf, my oë bly altyd op die Here, wat hy eintlik sê is, my aandag, my gedagtes, my denke is gerig tot die Here. Ek dink oor die Here, ek bedink sy woord, ek gebruik energie om hom te soek. My aandag is gefokus. Dis intentioneel om jouself intentioneel in te stel. Eenvoudig gesê, as jy jou oë op die Here rig, beteken dit jy fokus op God. Jy fokus op hom. En om op hom te fokus beteken nie net om aan hom te dink nie. Ek dink aan die Here. Ja, die Here het hierdie gemaak. Ja, die Here het my asem gegee. Dit is nie net 'n kognitiewe proses nie. Om te kyk na die Here of om op die Here te fokus beteken ook daar is moeite vanaf die gelowige se kant om die Here te soek en ontdek in sy woord. As ek sê ek fokus op die Here, dan beteken dit partykeer moet ek my Bybel vat en ek moet stil raak. Ek moet my kamerdeur toemaak of moet ek ergens op 'n pilaar gaan sit of ergens op die hoek gaan sit en ek moet sê ek fokus nou op wat die Here gaan sê in sy woord. Dis nie net kognitief nie, maar dit is ook iets wat jy fisies doen. Om op die Here te fokus is om hom te bedink, maar om hom ook te soek. Om sy woord te gehoorsaam, om hom te vertrou. Ek het gedink aan 'n voorbeeld en ek glo hierdie is maar 'n eenvoudige ene, maar wat maklik kan werk, is die voorbeeld van 'n kompas. Ek weet ons gebruik nie meer kompasse nie, want ons gebruik nou GPS, maar dit sou ook seker werk. Maar die kompas is vir my 'n goeie voorbeeld. Sê nou maar jy is nou ergens in 'n woud. En in die woud wil jy weet, as jy noord gaan, kom jy by die dorp uit. En jy het net die kompas. En jy vat die kompas en jy sien die kompas, daar's noord, magnetiese noord. Ons gaan nou noord gaan. En die idee is om te fokus of om te kyk na die Here, is jy vat hierdie kompas en jy kyk noord, waar's noord? En jy sny vir jou 'n lyn en jy sê, daar's noord, daai rigting, dis waar ek moet stap. Jy kyk na die kompas, maar jy kyk ook na die rigting waarin jy stap. Dit is die idee van fokus. Jy kyk na die woord van God en jy besef ook jy kyk na die koninkryk en na wie God is. En jy weet die woord gaan jou in lyn bring met God se wil en God se rigting. Dis die idee om te fokus. Nou ons kan stap met hierdie kompas, nê, en dis 'n ou wat verdwaal. Hy stap met hierdie kompas en die oomblik dan sien hy o, kyk, hierso is 'n mooi goggo. En hier is 'n mooi spinnekop. En daar is 'n mooi blom. En die idee is om te sê, selfs al is daar sekere goed wat my versoek en sekere goed wat my aandag aftrek, bly ek gefokus op die instruksie, die noord, en ek bly gefokus op my Here, op sy wese, op wie hy is. Eenvoudig. Dit is fokus. Fokus is nie, ek het die Here se instruksies, kom hier spinnekop, kielie nie. Ons speel nie met sonde nie, en ons probeer ook nie kyk hoe naby aan sonde ons kan kom, voor ons eintlik moet sondig nie. En baie doen dit, nê, hedendaagse Christene. Hulle vat die kompas en sê, ek is 'n Christen, maar die kompas is so ver van hulle sig af, en so ver van hulle hart af, en ons speel rond met sonde, en kyk hoe naby ons aan dit kan kom. Dit is nie fokus nie. Inteendeel, dis die teenoorgestelde. Om te fokus op die Here, om jou oë te rig op die Here, beteken jy het 'n ingesteldheid teenoor sy woord en sy instruksies, en teenoor die rigting waarheen hy jou vat. Dis fokus. Ons kyk na die Here, ons soek na die Here, ons bid tot die Here, ons dink aan die Here, ons het 'n afwagting en hoop op die Here. Ek weet as ek aanhou noord loop, gaan ek by hierdie dorp uitkom. Ek weet as ek aanhou bly by God se woord, gaan ek in gehoorsaamheid wandel. Gehoorsaamheid word altyd geseën. Dit word altyd geseën. Dit is fokus. Dit is om jou oë te rig op die Here.
Ek hou van die woordjie, jy so mooi kyk in daai vers. Hy sê, my oë bly altyd op die Here. Met ander woorde, Dawid sê nie net, ek koekeloer vir die Here nie. Hy sê nie, ek koekeloer net vir die kompas nie, ek koekeloer net na God se instruksies nie. Hy sê, dit bly altyd. Dit bly, dit besoek nie, dit bly en dit bly vir altyd. Om altyd te bly, om altyd te soek. En as jy kyk na hierdie instruksie wat Dawid hierso sê om altyd te bly op die Here, dan begin goed vir jou sin maak, soos kerkbywoning. En hoekom Hebreërs sê, moenie die samesyn van gelowiges verontagsaam nie. Dit begin vir jou sin maak. Hoekom? Want ek wil konstant fokus op die Here en op die Here se woord. Dan begin goed vir jou sin maak, soos Bybelstudies en selgroepe en persoonlike studie en gebed en vas. Goeie soos hierdie begin vir jou sin maak, want jy sê, dit gaan nie net oor om die goed te doen en om die goed by te woon nie, dit gaan oor om konstant te fokus in die rigting waarin ek gaan. Dis wat Dawid hier vir ons probeer sê. Hierdie woordkeuse van konstant bly altyd bevestig 'n voortdurende aksie wat plaasvind. Doen jy 'n voortdurende aksie in jou geloof? Of doen jy dit eenmaal 'n week? Is jou fokus op God eenmaal 'n week of is dit 'n voortdurende aksie? Doen jy dit as jy opstaan? Doen jy dit as jy ry? Doen jy dit as jy gaan slaap? Doen jy dit as jy eet? Doen jy dit as jy wandel of loop of stap of oefen? Is dit 'n voortdurende ingesteldheid wat jy probeer kweek om te sê, fokus Sean, fokus. Fokus op die Here. En ek glo ons moet onsself dissiplineer. Ons moet nie net sê, tralala, ek is bekeer, einde van die storie. Ons moet sê, ek moet nou nog steeds fokus, want nou begin die stryd eintlik. En ek seker baie van julle sal kan getuig, nê? Baie van julle sal kan getuig, die oomblik wanneer jy tot ware bekering gekom het, hoe moeiliker lewe vir jou eintlik geraak het. Hoe meer die versoeking eintlik geword het. Hoe meer jy ingestel geraak het op sonde. Ja, en dis juist wanneer jy moet fokus. Ons moet aanhou. Ons moet bid soos 1 Tessalonisense 5:17 sê, sonder ophou. Ons moet in sy woord wandel, ons moet in sy woord bly, soos Psalm 119 sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En dan gaan Dawid aan na die tweede gedeelte van die vers, want, die voegwoord, want, my oë bly altyd op die Here, want, dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. Nou gee Dawid 'n rede, hy gee nou 'n rede, hoekom hy fokus. Dis nie die enigste rede nie, daar is ander rede hoekom ons wil fokus. Ek wil fokus want ek wil weet wie die Here is, ek wil fokus want ek wil gehoorsaam wees. Maar Dawid sê hierso, ek fokus nou op die Here, ek kyk na die Here want ek bevind myself in 'n moeilike situasie. En ek dink dit is 'n uitstekende tyd ook om te fokus op die Here wanneer goed moeilik gaan. Maar dis nie die enigste tyd wanneer ons moet fokus op die Here. Ons weet Dawid het nie net in moeilike situasies gefokus op die Here nie. Dawid skryf, ek bedink die woord dag en nag, Psalm 119. Maar hierdie is 'n goeie tyd. En ons is besig met ons Bybelstudie in Jakobus en ons het agtergekom dat beproewing, versoeking, moeilike situasies, ons het gesê die doel van moeilike situasies is juis om ons terug te trek na God toe. Nee? God versoek niemand nie. Maar moeilike situasies vind plaas sodat ons kan terugkom na wat belangrik is. En sodat ons kan terugkom na die Here. Nou ek hou van die terminologie wat hy gebruik. Hy praat van 'n vangnet. 'n Vangnet. 'n Vangnet kan gesimboliseer word met die voeltjies wat hulle gevang het of natuurlik met die visse wat hulle gevang het. Maar vir hierdie gaan ek gebruik die voorbeeld van net om dit uit te beeld van 'n voeltjie, 'n vangnet van 'n voeltjie. Nou die idee is hulle sou 'n net gestel het, 'n stryk gestel het en hulle sou saad gegooi het en die voeltjies sou gekom het en die net sou die voeltjies gevang het. Dis die idee. Nou hierdie net sou die voeltjies se voetjies vasgevang het, dat die voeltjies se voetjies nie kon uitkom nie. En dan sou hulle met alle mag en alle krag sou hulle probeer hulle vlekkies klap, want dit is al wat hulle kan doen. Maar daai net hou hulle vas. Die stryk hou hulle vas en hulle probeer en hulle probeer en hulle probeer.
Die konsep is, as ons deur lewe gaan daar verskillende strikke wees oor ons pad. Goeders wat jou wil vasvang. Ek glo baie keer is dit mense wat in die wêreld lewe. Ek glo ook baie keer stel ek my eie strik. My vlees stel my eie strik. My sondige natuur stel my eie strik. Maar hoe ook al nie, of dit nou mense is en of dit nou ek is, baie keer bevind ek my in 'n situasie soos hierdie voeltjie, waar my voete vas is. En al wat ek kan doen is, ek kan net my vlekkies klap. Maar die vlekkie klap bring my nêrens. Inteendeel, hy maak my net moeg. Baie keer bevind jy jouself in 'n situasie, in 'n probleem, waar jy vas is. En uit jou eie krag, raak jy so moeg, om daar te probeer uitkom, dat dit jou eintlik nou in 'n slegter situasie los. Want daai voeltjie is nie nou net vasgevang nie, maar hy is ook uitgeput. En ek sien dit. Ek sien hoe mense sekere situasies in hulle lewens probeer beheer, wat hulle nie eintlik beheer oor het nie. En dan raak hulle so moeg, dan is hulle nie net in 'n slegte situasie nie, maar hulle is moeg. En omdat hulle moeg is hulle geestelik afgemat, en is hulle depressief, en is hulle uitgeput. Dis die konsep wat Dawid hier probeer uitbeeld. Hy sê, wanneer jy jouself bevind in 'n situasie waar jy geen uitweg het nie, kyk konstant na die Here. Dis wat hy sê. En ek wil hê jy moet weet, as jou voete vasgevang is in 'n strik, die kwessie is nie om die ou te identifiseer nie. Wie is die ou wat vir my hierdie strik gestel het nie? Laat ek wraak neem aan hom. Nee, die skrif is duidelik. Wraak kom die Here toe. Jou kwessie, jou opdrag is om te sê, hou jou oë op die Here as jy jou voete bevind in 'n strik. Hou jou oë op die Here. En ek dink ook dit is 'n goeie plek waar jy dalk balke in jou eie oë kan identifiseer. Hoekom het hierdie gebeur? Was dit my eie te doen? Was dit my vlees? Het ek myself in die situasie ingebring? En dan terselfdertyd wend jy jou oë na die Here. Ons voete sit vas. Ons probleme maak ons vas en soms voel ons vasgedruk sonder uitweg. En ek sê vir jou, baie mense klap hulle vlekkies want hulle kyk na hulle geld, hulle kyk na hulle status, hulle kyk na een of ander tydelike vorm van oplossing, of dit drank is en of dit dwelms is. As ons net trek, as ons net nie kan uitkom, as ek net kan skuif, dan gaan alles beter wees. Dis nie die geval noodwendig nie. Dis nie om te skuif van plek tot plek. Dis nie om iets te kry wat jou vry maak nie. Die krisis is om jou by God uit te kry. Dis om te fokus. En ek dink Christene moet meer in afhanklikheid leef. Ek dink ons moet minder vlekkies klap en ons moet meer kneeknak. Nie geweet dit gaan rym nie. Ek dink ons moet meer bidend bly. En ek weet die woord sê vir my, ons moet meer saam bid, en ons moet meer saam lees, en ons moet meer saam ons oë wend tot die Here. Nie net een keer 'n week nie. Ons sit onsself en ander mense sit ons in hierdie strik, en dit bind ons. En dan is ons moeg, en ons is depressief, en ons sê ons kan nie meer nie. Maar Dawid sê, ek hou my oë op die Here. My oë bly op die Here. En ons moet kom na 'n plek van afhanklikheid, wat sê, Here, ek weet nie, maar U weet, wat nou? En jy bid. En 'n vrede begin oor jou hart heers. Jy roep uit tot die Here. En jy ervaar iets van die psalms wat sê, die Here is naby die wie gebroken is van hart. Jy ervaar sy nabyheid, die oomblik wanneer jy in die strik is. Die strik wat Dawid stel, ag nie wat gestel is vir Dawid. Ons weet die konteks van Dawid was, of dit was sy seun wat hom gejag het,
of dit was Saul, ons glo dit was dalk die laaste, maar Dawid het homself gereeld gevind in moeilike situasies. En hy was koning. Dawid het slawe gehad, hy het soldate gehad, Dawid het geld gehad, Dawid het mag gehad, Dawid het alles gehad wat 'n koning wou hê. En tog skryf hierdie koning: ek kyk nie na my slawe nie, ek kyk nie na my geld nie, ek kyk nie na my mag nie, ek kyk nie na my kroon nie, ek kyk na my Here. Na wie kyk jy in die midde van jou krisis? En ek dink ons kry twee Christene tussen aanhalingstekens hierso. Want in die oomblik van nood, in die oomblik van krisis, kry jy die ou wat hardloop na die Here. En jy kry die ou wat wegdryf van die Here. Ek weet nie of jy dryf ken nie. Dryf is 'n gevaarlike ding. Hebreërs praat van hom, nee, ons het dit behandel. Het jy al met 'n boot aangekom by 'n jetty? Ek weet nie wat is die Afrikaans vir daai woord nie. By daai hout dingetjie. En jy staan op die boot en jy het ingekom en jy steen aan hom. Jou boot is steen aan die bande wat teen hierdie jetty is. En die eerste ding wat jy moet doen as jy boot bestuur is, jy weet jy moet die boot vasmaak met 'n tou. Jy weet jy moet jouself anker. Jy weet jy moet fokus op Christus. Maar ons doen dit nie. Die eerste ding wat ons doen is ons stop teen die jetty en ons sê, haha, bekering, ek het dit gemaak, ek sit in 'n kerk, ek het die ewige lewe, einde van die storie. En dan al wat gebeur, jy gaan al met jou dinge op die boot, nê. Jy kry jou flitslig, jy kry jou beursie, jy kry jou selfoon, jy sê, o, hierdie hoeke moet ek bære, laat die kinders nie op 'n trap nie. En nou kyk jy so vir die jetty en jy sien jy, ek het so 30 cm weggedryf. Dis okay, dis regtig okay. Ek hoef nie nou daar uit te kom nie, ons sal later bietjie die Here soek, ons sal later onsself anker in sy woord, ons sal later bietjie sy woord bedink, bietjie bidend wees, bietjie by die kerk. Ons is nie so ver weg nie. Laat ek net gou die laaste paar goed doen. En jy jaag besigheid en jy jaag geld en jy jaag sukses op jou boot, nê? En jy soek al die goeders en jy's besig om jou sakke vol te stop, jou mond vol te prop en jy's so besig met jou eie goed. En as jy jou oë weer uitvee, is jy 50 meter weg van daai jetty af. En jy het weggedryf. En jy sê, o my genigtig, hoe het dit gebeur? Ek kan jou sê hoe dit gebeur het. Jy was so besig om op jouself staat te maak, dat jy fokus verloor het op die een wie jy moet staat maak. Ons hou onsself so besig met ons eie goed. En ons dink as ons een keer 'n week in 'n kerk sit, is ons okay. Of as ons 'n skietgebedjie doen, is ons okay. Die werk van die Christen begin die oomblik wanneer jy tot bekering gekom het. Want God bekeer, nie mens nie. Jou werk, jou dissipline begin dan. Dis dan wanneer ons bid, dis dan wanneer ons uitreik. Dankie Danny. Dryf is baie gevaarlik. Om weg te dryf is om nie te fokus op die Here nie. As jy gefokus was op daai jetty, sou jy jouself geanker het en jy sou seker gemaak het, my eerste prioriteit was reg. Nou hier is van julle wat hier sit, wat besig is om weg te dryf. Hier is van julle wat graag wil terugkom. En ek dink dit is 'n goeie teken. As jy kan sien jy dryf weg en jy sê ek wil terugkom. Dis 'n goeie teken. Maar hier is ander wat hier sit. Wat net sê, kan die pastoor nie net ophou praat nie, ek wil huis toe gaan so 'n bietjie vroeër. Dis 'n gevaarlike teken. Want jy dryf. Jy het jou eerste liefde verloor. Jou liefde vir die Here. Ek wil nie hê jy moet wegdryf nie. Ek wil nie hê jy moet dink jy tot bekering gekom en dis die einde van die storie nie. Dis dan wanneer die stryd begin. Dis dan wanneer, soos Efesiërs ook vir ons sê, ons trek onsself aan daagliks met die wapenrusting, met waarheid en geloof. Ek wil nie hê jy moet fokus verloor nie. Ja, dis great, nee, 'n nuwe gebou, kerk, bou dit, planne dit, gemeenskap, maak skoon, geel sak projek, al hierdie goeders is fantasties.
maar dit dra geen ewigheidswaarde nie. Hierdie stene beteken niks van hierdie gebou nie. Jou siel is wat saak maak. Lewe jy in afhanklikheid van Jesus Christus wat die hoeksteen is? Of dink jy net, bekering, dankie. As jy hier sit vandag, en jy besef jy het jou oë van Jesus afgehaal, en jy is besig om weg te dryf, wil ek vir jou sê, dit is goed dat jy dit besef. Maar ek wil ook hê jy moet besef, dit is baie gevaarlik. Want wegdryf beteken, gebeur nie onmiddellik nie. Jy bevind jouself net weer in 'n plek waar jy nie wil wees nie. Ek wil sê, jy moet weer herfokus. Ek wil hê, jy moet 'n liefde begin kweek vir die Vader, die Seun, sy Gees en vir sy woord. Ek wil hê, jy moet weer soekend raak. Ek wil hê, ons moenie kerk speel nie. Ek wil hê, ons moet kerk wees. Ek wil hê, ons moet die liefde van Christus in ons dra. Ek wil hê, ons moet sy kerk wees. As jy hier sit en jy het jou fokus van Christus afgehaal, wil ek jou nooi om terug te kom. En kom terug biddend, kom terug soekend, kom terug pleitend. Buig daai knie, soek daai woord, pleit tot die Here, sodat jy kan herfokus. En ek wil ook net vir jou sê, net as jy vir een oomblik dink, jy is dalk net nie vatbaar om weg te dryf nie, wil ek vir jou sê, ek self het amper weggedryf. En in die week voel ek het amper weggedryf. En in die week, jy raak so besig met reëlings en mense en prokureurs en dit raak 'n vuil spul, man. En ek staan stil en ek vind myself dat ek nie kan slaap nie, want my eie net wat ek vir myself gestel het, hou my wakker. My eie net. En ek besef die net hou my wakker. En Sean, jy weet waaroor preek jy Sondag, jou net hou jou wakker, Sean, want jou oë is nie op die Here nie, jou oë is op al die ander goed behalwe die Here. En ek word daai oggend vroeg wakker. Vroeg. En ek vat my rugsakkie met my Bybel en my notaboek, dis al. En ek kry 'n leer. Ek sê nie julle moet dit doen nie. En ek klim op daai Wesgebou se dak. Waar niemand my sien nie, en niemand my hoor nie, en niemand weet ek is daar nie. En ek vat die Bybel en ek kry hierdie sterk oortuiging net in my hart om Markus hoofstuk 9 en Markus hoofstuk 10 te lees. Ek kry net hierdie sterk oortuiging en ek lees 2 hoofstukke, Markus 9 en Markus 10, en ek lees hom. En die eerste gedeelte waarby ek stil staan in Markus 9 is waar Jesus by 'n berg opgaan van verheerliking. Jy weet, ons het by die berg opgegaan en hy het Petrus, Johannes en Jakobus en hulle saamgevat en op die berg toe verskyn Elia en Moses aan Jesus en Jesus se klere word so wit so sneeu, sy gesig blink, die glorie van Christus word op by die berg gesien. En ek lees dit en ek sit op die dak en ek kyk oor Henneman en ek kyk net hoe klein is almal en hoe klein is alles wat ons gebou het met ons hande. So groot. Dis alles. Ek kyk na die silo's en hulle is so groot. En ek dink aan Petrus wat vir die Here Jesus sê op die berg, sê hy vir Jesus, laat ek vir u 'n hut bou. Petrus, wat is fout met jou? 'n hut? Die Here Jesus wil nie op 'n berg bly nie. Die Here Jesus is nie besorgd oor 'n huis nie. En ek sê, Here, ek het fokus verloor. Ek was meer besorgd oor die steen in die muur as die siel in die stoel. En ek
ek lees aan in Markus 9 en 10 en ek kom by hierdie insident waar iemand na Jesus toe kom en die man kom na Jesus toe en hy sê vir Jesus, goeie leermeester, en Jesus sê vir hom, hoekom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe die Vader nie. En die man ignoreer dit en hy sê vir Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê, jy ken die gebooie. Moenie moord pleeg nie, moenie steel nie, eer jou vader en jou moeder. En die man sê, ek doen dit alles. En Jesus sê vir hom, verkoop dan alles en volg my. En ek sê, Jesus, dit is presies dit. Die eis wat Jesus gestel het, was nie 'n onrealistiese eis nie. Jesus het vir die man gesê, hê my meer lief as jou goed op aarde. Dis wat hy gesê het. En ek sê, Jesus, en ek meet. En ek sê, ons het U nie meer lief meer as ons goed op aarde nie. En net 'n stukkie daarna, in Markus 10, toe kom my kersie op die koek. Jesus se disippels staan in 'n kring, en hulle stry, wie is die belangrikste? Wie is die grootste? En Jesus stop hulle en hy roep 'n kind en hy sit daai kind in die middel van hulle. En hy sê, as julle geloof nie soos hierdie kind sin word nie, sal julle die koninkryk nie sien nie. Wat sê Jesus? Hy sê, vertrou my meer as jou goed. Vertrou my meer, want ek is jou pa. Soek my in my verhouding met jou. Soms stel ons eie stryk. Soms stel mense vir ons 'n stryk. Dit maak nie saak nie, want alles is net so groot. Fokus jy op die Here. Hou jy jou oë op die Here. Of soos Dawid sê, laat jou oë altyd op die Here bly. Nie net op 'n Sondag nie, altyd. As jy 'n dak moet klim, klim 'n dak. As jy jou deur moet sluit, sluit die deur. Maar maak jy seker jy soek Christus. Maak jy seker jy klop, maak seker jy vra, en maak seker jy streef om deur die smal poort te gaan. Ons word nie beveel om wraak te neem nie, ons word nie beveel om mense sleg te sê nie, ons word beveel om ons oë op die Here te hou. Al gaan dit sleg, of al gaan dit goed. En dit is hoekom Hebreërs 12 vers 2 dit so mooi sê. Hy sê, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat voor ons lê, met volharding hardloop. Hier kom hy, die oog op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Ek wil met hierdie voorbeeld, dit is nou maar die eerste keer wanneer ek dit gaan probeer. Voor ek bid, ek wil hê ons moet ons oë toemaak. Ons maak ons oë toe. Ek wil hê jy moet jouself verbeel. Jy staan op die boot, hierdie klein roeibootjie, en jy alleen. En jy hoor ewe skielik hierdie gefluit van die wind. En die wind raak al hoe sterker. En soos die wind sterker raak, begin die bootjie wieg. Want die golwe raak al hoe hoër en hoër. En na 'n rukkie begin dit reën en die donder weer dreun. En die wind waai en jy bevind jouself in die middel van hierdie groot dam en hier's 'n storm om jou. En jy gryp die spaan. En jy begin roei en roei. Maar jy kom nêrens nie. En jy kom by 'n punt waar egte vrees in jou hart insink. En jy's bang en jy's moeg, want jy het fokus verloor. En in die midde van die storm sien jy
soos Petrus, die Here Jesus op die water aangeloop kon. En hy sê sy bekende woorde, moenie bang wees nie. En die dreun van die weer en die gesuis van die wind raak stil, want jou meester is voor jou. En jy kyk net vir jou meester. En in jou binneste roep jy uit, Here, red my. Vader, U red ons uit die struik van in die wêreld. Maar ons oë is nie altyd op U nie. Help ons om terug te kom na wat waar is. Help ons om terug te kom na Jesus. Help ons om U te soek en na U te streef en na U te smag. Help ons weer om te herfokus. In Jesus naam. Amen.